Het julle allemaal ontbyt gehad? Ja. Ek vraag maar net, iemand flou raak, steek maar net die hand op. Stuur as jy om die draai, en iets in die maag kry. Ek weet Onesimus hier 'n ander man, hy het nie naam gehad, hy het in slaap geraak. Vir my Paulus gepreek het. So, omkap is iets anders. Ja, môre. Welkom almal. Dankie dat julle tyd afgestaan het om ook saam met die familie te wees. Vir die familie wat ver gekom het, daar in die Potchefstroom en daar is groot waardering daarvoor dat julle so ver afgekom het. Groot dankbaarheid dat julle dit gedoen het. Roel en Johan. En dan net my skrif nou mooi lees hierso. En dan Philip en Leonie. Ek hoop julle het baie mooi herinneringe aan toe hy vir my sê dis sy baie, my sien 'n gesig en dis moeilik om 'n naam en 'n van altyd te plaas en vir my wat by die ander ouer huis ook is moeilik om so 300 name te onthou. So, maar hy sê dat sy ma was tuis hierdie laaste tyd wat sy hier was en dit is 'n groot pleintjie vir 'n soort dat iemand kan tuis wees en dat jy 'n tuiste kan skep vir mense. Dit word opreg waardeer. Ons huis. En hy staan nie meer 'n ouer huis nie. Al is jy op maak maar in 'n tuis. Is daar nie meer 'n ouer tuis, is daar nie meer 'n huis nie. Bybel sê die Here sê dat hy soos 'n hen sy kuikens onder sy vlerke neem. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. So ontferm die Here hom oor die wat hom lief. Mag julle dit ervaar. Julle as familie ook. Mooi herinneringe wat julle het aan 'n suster. En die wat saam met haar geleef het ook. Dit wat sy ook gedoen het. Ek het haar nog nooit oor musiek maak nie. Maar ek hoor sy het die gawe gehad. En dit is iets waaroor 'n mens jouself kan uitdruk. En jou siel kan skoonmaak. Ek moet dit miskien net vertel so op ligter lyn. My pa was baie lief vir musiek. Van 12 jaar af en vir Beaufort Seymour musiek gemaak en hy later by 'n oom verbygestap wat hulle bus gery om Stefanus. Nou baie ander laat daar verbygestap dat die bus se wiele afgepomp. Want dan weet hulle die plaaskinders, hulle kan 'n bietjie langer slaap. Want die oom het 'n handpomp gehad. En so het my pa een Saterdag aand daar verby. Een Sondag aand daar namiddag daar verbyloop. Om Stefanus hulle traporgeltjie gehad. So in die gang in en hulle het so daai tyd het ons nog nie heininge se hekkies gehad nie. En toe hy nou die musiek hoor het blykbaar ingestap om te gaan luister. Maar hy sê om Stefanus het seker weemoedige musiek gespeel. Vra hy nou vir die oom, om Stefanus en is oom nou so weemoedig speel. Toe sê hy, ag ou kind, die ou vrou is bruis, nou cheer ek myself op. Nou ek het daai tyd nie geweet wat dit beteken nie. Ek dink ek het nou al 'n idee wat dit beteken. Maar musiek bring 'n mens in 'n stemming. Musiek is die geleentheid wat jy jou emosies kan verwoord. En ek glo Antonie kon dit doen. En op die manier ook vreugde verskaf. Deur haar vingers. Kom ons maak die oor toe dan, bid ons saam. Here, ons is dankbaar vir lewe. U sê vir ons in die woord, u liefde is elke oggend diep. Toe ons opgestaan het en die varsheid, die buite die natuur kon ruik, weet ons dat hierdie dag ook belofte inhou. Vir elkeen wat u teenwoordigheid sal ervaar. Het sy deur die handdruk van iemand, het sy deur die stem, deur 'n woord, op so baie maniere praat u met ons. Ons kyk dit baie keer mis. En veral ons wat hier in die Parelvallei bly, en die skoonheid van hierdie natuur kan ervaar, moet soms deur ander herinner word in watter omgewing en bevoorregte posisie ons is. En ons dankie daarvoor.
En ons sê dankie vir lewe, ons dankie vir gesondheid. Ons wat onsself nog kon aantrek vanoggend en iets in die hand neem, dat iets warms oor die lippe kon neem en iets vir die maag. En weet ons is bevoorreg. Ons kon dit self doen. Dankie vir ons vriende. Dankie vir ons gesinne. Dankie vir familie wat U aan ons toe vertrou. Wat ons lewe ook waarde kan toevoeg aan ons lewens. Soos Antoinette ook. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat U op 'n besondere manier mense aan mekaar verbind. En vir ons kom sê dat julle is deel van die huisgesin van God. Julle is daar om mekaar te versorg, soos 'n liggaam homself versorg, met hande en voete en oë, en dit alles elkeen 'n rolletjie speel. So vervul jy 'n funksie in die lewe, maar ook in ander mense se lewe. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons bruikbaar kan wees. Dankie dat ons ook vreugde aan mense kan verskaf, soos ek glo Antoinette ook in haar lewe kon doen. Vir haar kinders, haar familie en haar vriendekring. En tog terwyl ons hier is en dit alles sê, is ons hier omdat ons harte ook seer is en ons weet dat daar 'n tyd kom om afskeid te neem. Want ons sit maar net 'n vervaldatum, Here. Ons is broos. En ons sien dit aan ons liggame, ons word stelselmatig afgetakel. En daarom sê ons vir U dankie vir elke geleentheid. Ook as ons hier by iemand se roudiens is, om te weet ons dink ook oor ons eie lewe. Nie net oor die persoon wat weg is, maar ons bring ook weer ons eie waarde in die tyd in, en ons dink daaroor, en ons maak dalk 'n keuse. Dalk is dit 'n tyd om van oud staf in ons lewens ontslae te raak. Dalk is dit 'n tyd om net weer die hand uit te reik na iemand toe. Dalk is dit net weer die tyd om te sê, ek waardeer jou, ek is lief vir jou, ek gee vir jou om. Dankie dat U sulke tye gebruik, en waar jy toe ook spreek. Maar dankie dat U ook die woord vir ons gee, want hierdie dinge is te groot vir ons om te verstaan. By al die waaroms, die hoekoms, hoekom nou, hoekom sy, hoekom nie later nie. Waarom ek, al hierdie vrae vind ons nie antwoorde nie, maar ons vind die grootste antwoord van die woord ons gee en sê ek is daar. Ek is vir jou wat jy wil wees, wat jy wil hê ek vir jou moet wees. Ek is jou krag, ek is jou hulp, ek is jou beskermer, ek is jou brood, ek is jou water, ek is jou lig. Ek is liefde. Dit was jou vir Antoinette. Ook in haar lewe kon jy dit inbou. Dat sy ook kon weet, ek is vir jou. En as ons hier uit mekaar uitgaan en na ons eie onderskeie omgewings toe, wil ons vra dat ons dit met ons sal saamdra. Die wete dat U sê, ek is by jou. Dankie dat U vir ons beloftes gee, om ons op die pad te help. Dankie veral vir die woord. Seën ons in hierdie paar oomblikke, Here. En ons gee aan U die eer, ons gee aan U die eer vir lewe. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan oor U. Dit gaan nie oor 'n woorde wat reg uitkom, uit die mond van hom moet voortgaan nie, dit gaan oor die Gees. Maar die woorde in ons hart sal vertolk, soos wat U dit wil hê. En daaroor gee ons aan U al die lof, eer en dank tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gaan daardie lied sing wat in julle blaadjie vir julle aangegee is. Van julle moet maar almal, wie het nie 'n blaadjie naby nie? Goed. Ons kyk. Wow.
Ek het my gedeelte gegee en ek daag my is altyd 'n bietjie uit om weer nie te gaan kyk na 'n skrifgedeelte uit 2 Korintiërs die 4de hoofstuk. En ek gaan lees daarvan af. Hy begin nou reeds uit ons kan nou eintlik maar gelees het by hoofstuk 7 vers 7 daag julle vanaand julle by die huis kom en die van julle wat op Bybel lees. Ek gaan lees vanaf vers 7 af. Ek lees vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Alles is uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. Dit alles loop uit op die heerlikheid wat alles oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God en vir ewig bly staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel oordek sal word. Ons wil nie ontkleed wees of naak voor die Here staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. As wat hy wat ons vir hierdie oorgang berei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur die geloof en nie deur sien nie. Gebruik jy weer die woord, hy sê ons is vol moed, sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en met die Here woon, maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy wil. Ons moet almal immers voor die regterstoel van God verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het. Of dit nou goed of kwaad was. Interessant, daar staan, ons gaan explain, please explain. Ons kyk net altyd vas teen die negatiewe dinge, né? Julle is welkom. Ons kyk net altyd vas teen die negatiewe dinge. Maar daar staan ook oor die goeie. Daar die vriendelike glimlag, daar die beker koue water, daar die een wat jy gehelp het, bemoedig het. Ek weet nie hoe dit sal wees nie, maar dit staan hier. Interessant, die woordjie sug is ook die woord wat in, as jy dit wil later gaan lees, in Romeine 8 weer na vore kom. Sug is ook kreun. En hy gebruik dit ook hier om te sê dat die aarde sug van wie ons toedoen, die aarde kreun. Vir die kinders is 'n mens so die aerosols is by die doem net. My vrou spuit die hele blikkie op. Een meter. Die kry mos party mense, hulle spuit so ander aan.
Nee, hulle spuit die ligvolgate. So die aarde sug. Hy sê mense sug op. Ek dink in die tyd waarin ons leef sug baie mense oor dit wat gebeur met die pryse. Mense sug. Maar hy sê ook die Heilige Gees sug. Maar die interessante wat hy in Romeine sê, wanneer ons sug, kan ons gesug gebede maak. En die sug kan nadat hulle klaar gebid het, kan sing. Die sug kan musiek maak en sing. En die Gees van God draai ons gebede sodat dit reg uitkom by God. En dan sê Openbaring, die gebede styg op as 'n lofoffer. As wierook voor die aangesig. Interessant dat die Bybel altyd by mekaar uitkom. Nou, leef terwyl jy besig is om te sterf. Leef terwyl jy besig is om te sterf. Laat daar lewe in jou wees terwyl jy leef. En nie net oorleef nie. Ons is so geneig om baie keer die tyd om te wens. Ag, ek wens dit. Dit sal weer vakansie tyd. Ek wens ek is groot. Ag, ek wens ek kan aftree. Ons wens ons hele lewe om. En ons leef nie elke dag met oorgawe. Ons sê die lewe is 'n lied, maar baie keer kla ons so oor in daardie lied dat dit in 'n meneertoon eintlik geskryf moet word en nie met 'n uitroepteken nie. Dit is 'n sug wat ons die lewe mee leef. Nou as iemand te sterwe kom, of nou baie swaar kry, liggaamlik, emosioneel, maar as psigies ly, finansiëel ly, na 'n lang siekbed, ongeneeslike siekte of dalk met demensie. Persoon gehad het en die hartseer wat ons in ons is, sê ons is eintlik so dankbaar is vir God. Hierdie persoon kan nou rus. Vry van alle siekte, vry van alle pyn, vry van alle bekommernis. Maar vir die mense wat agterbly, is dit nie altyd 'n goeie ding. Want die gat is daar. Die gemis is daar. En is gewoonlik wanneer almal weg is, wat sê ek, dink aan jou bid vir jou, ek sal weer bel om te hoor, en dan vergeet ons dit weer, dan gaan die lewe net aan. Is die gat daar. En so sê Jonathan by geleentheid vir Dawid, wat op die vlug is vanweë sy Saul wat vir hom doodmaak, dan sê hy, môre aand is dit feestyd. En dan sal die koning en sy gesin aan tafel wees, maar jou plek sal leeg wees. Ek praat baie keer van daardie stoel, by die leesstoel, by die volgende verjaarsdag, volgende vakansie, sal jy gemis word, jou plek sal leeg wees. En hulle sal dalk so bietjie oor jou praat, maar die lewe gaan dan weer aan. Ja. Die Bybel praat oor die soet en die suur van die lewe. En as Paulus nou hierdie gedeelte dan nou hier kom skryf, dan doen hy dit baie positief. Hy het soveel rede gehad om negatief te wees. Sy lewe in die pak gevat. Hy beskryf dit ook in ander gedeeltes wat hy alles ter wille van die evangelie moes deurmaak. Al die vernedering, al die honger, al die nagte sonder slaap. Ja, hy sê die dood in die oë gekyk, hoeveel keer. Want hy het net een missie gehad en dit is om die werk vir die Here te doen. Want die Here het sy lewe omgedop en hy het net besef, daar mag nie meer iets wees soos vermorste tyd. Elke oomblik moet tel. Elke gesprek moet tel. En dan het Paulus besef, daar is nie twee tye wanneer hy kan getuig, en dis tydig en ontydig. Ook wanneer hy hier in 'n moeilike omstandighede in die tronk sit in Filippi en dan vasgeketting is, sou baie van ons gesê het, ag, Here tog,
Paulus sê, haha, halleluja, nou kan ek met 2 ouens praat, of hulle wil hoor of wil nie hoor, ja, dit nie 'n keuse nie. En hy weet, hy moet voor die gouverneur gaan staan, en dit kan sy dood beteken, maar hy sê, nog 'n geleentheid, om die evangelie te verkondig. So Paulus het die vermoë gehad, om positief na die lewe te kyk. Maar weet jy, as ons nou voor iemand moet 'n gesprek het, 'n moeilike situasie, so baie keer negatief ingestel. Nou ons bekommer ons meer oor dit wat die ander persoon gaan sê of dink, of wat ons moet reageer is op wat ons moet sê. So Paulus het iets hiervan geweet. En daarom skryf hy hier, ek gee nie moed op nie. Ek hou steeds moed. 3 keer kom die woordjie, hou moed. Wees gefokus op die Here. Ek vertrou op hom. Nie op myself nie, nie op my eie krag, ek staan ek nie. Ek vertrou op die Here. Ek word nie moedeloos nie. En onthou, hy is nie meer 'n jong man wanneer hy ook hierdie briewe skryf nie. En dan kyk hy na sy eie lewe en dan sien hy, ek het nie meer die energie en die krag nie. Dan skryf hy hierdie gedeelte, hy word afgetakel. Sy liggaamskragte word geput. En as julle weer gaan lees hoe hy skryf, wat hy alles vir die evangelie deurgemaak het, die houe wat hy gekry het, soos jou lyf het die pak gevat. Dan kom hy dit agter. En dan skryf hy, uiterlik is ek besig om te vergaan. Maar innerlik vind daar iets anders in my plaas. Word ryper. Ek groei in my verhouding met die Here. En spite van die baie vrae wat hy dalk in sy lewe sou gehad het. En spite van die bekommernisse en wat hy gehad het. Weet julle, daar staan 'n vers in die Bybel wat sê, in die laaste dae sal mense aan hulle harte sterf vanweë stres. My ma het dit vir my gesê, staan in Lukas. In die laaste dae sal mense aan hulle harte sterf vanweë stres. Stres maak jou dood. Nie ouderdom, stres maak jou dood. Ouderdom ook. Maar dit is, as hoe gestres mense, of sê vir mense, maar jy moet so stres nie. Jy moet dit kalm vat. Raak rustig, en sê, wat is dit? Pa moet afskaal, sê, wat is dit? Maar hulle moet dit 'n bietjie kalm vat. Nie my kind, pensioen is min, ons moet maar 'n bietjie werk insit. Jy het genoeg gewerk. Rus 'n bietjie. Stres maak jou klaar. En Paulus het seker iets hiervan het hy sekerlik ervaar. Want hy het sy lewe op die spel geplaas. En in daardie proses het dit nie altyd goed gegaan. Daarom praat hy ook hier in Hoofstuk 12 van die doring in die vlees. Iets wat hom gehinder het. Nou, daar is baie verklaringe daarvoor. Was dit 'n vallende siekte, was dit 'n blindheid, want hy skryf by geleentheid, ek skryf dit nou met my eie hand. Kon hy nie meer so goed sien nie. Maar hoe dit ook al sy, hy sê 3 keer tot die Here gebid, die Here vat net hierdie ding weg. Want hy weet, hy kan nou sy aandag aan die Here gee. Die Here sê, nee Paulus, dit werk nie so nie. Want as jy swak is jy ook sterk deur my wat jou die krag gee. Anders dan gaan die mense sê, wat 'n wonderlike Paulus is hierdie nie. Kyk wat vermag hy alles in die Here se naam. Dan skryf Paulus sodat God verheerlik kan word. Daarom kan God deur mense se siekbed verheerlik word. Daarom kan jy jou siekbed jou preekstoel maak. Daarom kan jy as mense onbeskof is daar by die werk in die kantoor, kan jy dit, daai lesenaarstoel jou preekstoel maak. Jy hoef nie te preek met woorde nie. So Paulus kan sy omstandighede sê, het ek geleer om my swak omstandighede te gebruik tot 'n getuienis van die Here. Ek weet nie wat dit hoor in jy jou lewe het wat jou kniehalter om voluit te leef. Ek weet nie of jy halfpas leef nie. So nog as interessant wees as mense skaal moet vat van 1 tot 10. Of jouself so vra, nou, waar leef ek? Leef ek nou maar net so 50-50? As ek dan so tussen, hoekom is ek nie daar nie? Wat verhinder my om daar te kom? Dalk my swak wil, of my onwilligheid, dalk 'n siekte toestand. Ek kan nie lekker praat, ek is nie 'n praat, ek is nie 'n bakster nie, maar as ander gawes in die Here vir my. Ek is 'n connector.
Ek kan vir mense sê, my wijk of waar ek bly, jong, ek soek wolle, want is wintertyd, ons moet handskoene brei en serpe brei. Die ander sê vir ek het 'n tannie se werk by 'n wolfabriek, man, dan gooi wolle weg. Ek sê, kom daar. Sien jy? Blyk wie sê, God is altyd oral besig om te werk. Nobody gets up earlier than God. Hy sê, al wat die Here sê, gebruik net jou ore. Iemand sê, weet jy wat, ek het 'n projek nodig vir Bybels vir die gevangenis. 200 Bybels, en ek maak my sommetjie, en so R200, sê, en jy gaan nie daarby uitkom. Ek dink, hoe gaan ek dit regkry? Maar ek praat met iemand, en die persoon sê, my luister, 'n tannie van my het ons nou afgesterf. En weet jy, sê het my so R50.000 nagelaat. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Hulle sê vir jou, luister jy, wat sê daai vir jou? Ek hoor ons Bybels. So kan jy nie praat nie. Dan kan jy nie koek bak nie. As jy die Here jy 2 ore gekry. Gebruik dit as jou preekstoel. In spite van jou omstandighede. Paulus kom by hierdie punt uit, hy sê, in spite van die doring in sy vlees, en spite dat sy liggaam afgetakel word, hou hy moed, gee hy nie moed op nie. Hy maak sy omstandighede, my siekbed, my siekte, maak ek my preekstoel. En dan gebruik hy die mooi voorbeeld, hy sê op sy liggaam is soos 'n tent. Nou ons weet 'n tent is net tydelik. As jy gaan kamp, slaan jy tentjie op, en vanaf kom die wind, die westewind die deur, of die suidoostewind die deur, en hy ruk hy tentjie van jou. As jy, mami sê, kom, maak stywer daai toue. Klim jy maar weer uit, dan trek jy die toue stywer. Of die tent lek, maak toe hier. Want jy weet, is net tydelik, net hoe pak jy op, dan gaan jy huis toe. Paulus sê, sy lewe soos 'n tent. Hy weet, dis nie 'n permanente blyplek nie. Dis 'n tydelike plek. En hierdie tent van ons vat soms pak. Of vir soms my liggaam op. Maar staan vroeg op voor die kinders skool toe gaan. Sy sorg dat alles reg is, almal gelukkig is, almal happy is. Dan begin sy aan haarself te dink. Dink sy aan, hoe gaan sy hulle weer happy as hulle vanaand terugkom? Kos op die tafel, die huis moet skoon wees. Dan moet sy 'n paar dinge doen. Dink sy baie bitter min aan haarself. Paulus het so gedink, bitter min aan homself. En die Here het hom 'n opdrag gegee. En dit wil hy doen. Interessant, Koos Du Plessis sing ons nou, ons is kinders van die wind, swerwe sonder rigting. Soekers wat moet vind. Dit is eintlik 'n negatiewe lied. Kinders van die wind, ons word weggewaai. Dit is genadiglik nie ons is nie. Want ons het 'n huis met 'n vaste adres. Paulus skryf hiervan. Ons het 'n woning in die hemel. Gelowiges het 'n plek, gelowiges het 'n adres. Dis maar net 'n tydelike adres wat ek en jy het. Ek sê, wat ek sê is die Bybel sê so. Praat met julle die woord van die Here. Ons het 'n adres. Daarom sê ek sien uit daarna om heen te gaan met Christus te wees. Maar as ek hier moet bly, dan gee dit vir my nog 'n geleentheid. Nog 'n kans. Iets vir die Here te doen. Om deur my gawes wat ek het, deur my klavier spel, deur my bolletjie brei, of iets vir die Here te doen. Gee dit vir my die geleentheid. Daarom weet ons is nie reisigers na nêrens nie. Want ons lees in 2 Korintiërs 5, ons moet almal eendag voor die reisstoel van voor die troon van God verskyn. Ons is nie maar soos 'n dier, ons vergaan nie maar nie. Ashes to ashes, stof tot stof. Paulus skryf hier, hy sê ons het 'n siel. Hy sê ons word van binnekant af nuut. Ons word skoon. Ek moes verlede week moes ek 'n praatjie hou met die versorgers by Huis vir Genoeg oor wat gebeur met mense as hulle sterf. Wat gebeur in daai laaste paar oomblikke of daai laaste periode wanneer die dokter sê ek het nou daar's nie meer 'n omdraaikans nie. En interessant, die ou wat die boek skryf, julle kan dit maar gaan lees, Crossing the Creek. Creek C-R-E-E-K, gaan lees dit asseblief. So 70 bladsye, kan ek aflaat. Hy sê, baie mense kry die geleentheid to get rid of old junk in your life. To get rid of old junk. En maak vrede. Maak vrede met mense.
Daarom kan hulle maklik sterf. Hulle klein nie. Hulle kruip nie krampagtig vas. Een van die versorgers sê by Dominee, party mense gaan maklik, ander hou krampagtig vas in jou arm en voel of hulle jou seermaak. Sê ek, oumaatjie, oupa, laat gaan. Maar hulle kan nie gaan nie, omdat hulle het nie hulle self vergewe nie. Ander mense vergewe, maar hulle het hulle nooit self vergewe. Dit is klein daarom. So Paulus, as hy hieroor skryf, dan sê hy, ek kon skoonmaak in sy verhouding met die Here. Daarom is hy los. Daarom weet hy dat dood is nie 'n punt nie, dis 'n komma, dis 'n geleentheid om by die Here te wees. In hierdie aarde, hierdie swaar kry, sê word ek vernuwe. Wat laat hom so sê? Nou kom ons by daai punt. Hy sê die krag van God. Ek is maar net 'n klein pot wat maklik breek. Ons het almal vol kraakies. Soos ons hier sit, het almal van ons 'n paar krake. Party groot is, party kleintjies. Maar ons kraak, ons is broers, ons kan maklik breek. Hy sê maar die krag van God is in die binnekant. Dis wat ons in gang het. Jy weet dat die Here ons gesê het, ek is nie alleen nie. Paulus, jou krag word in swakheid volbring. Jy kan hierdie werk doen omdat ek vir jou staande hou. Daarom skryf Paulus, gee ek nie moed op nie. Ek het die skat van God in my lewe. Die Here is by my. In my swaar kry, in my lyding. Psalm 20 sê, Psalm 68 vers 20 sê, dag na dag draai ons. Daarom het Paulus leer om verby die pyn te kyk, verby die handicaps te kyk in sy lewe, verby die mense te kyk wat die lewe vir hom moeilik maak by die werk, daar in die familie, waar ook al. Skoonmaak maak die lewe moeilik, jy hoor. My begrip. So, Paulus geleer om verby dit te kyk. Hy sien God raak. Hy sien die einddoel raak. Jy nou gewonder, gelowige mens, waarom soms goed by my opkom wat jare terug in my lewe gebeur het? Ek glo die Here het my vergewe, want die Here het vergewe volkome. Maar hoekom kom daar goed by my op? Soos byvoorbeeld, is amper klaar. Ons het rugby gespeel, kom van Woensdag by die Dowes. Nou, en die Dowes rugby speel is ek op Kermer. By die Dowes rugby speel is nou ander ding, hulle gaan nie skramel. Jy weet, hulle kan ons nie hoor nie. So, om hulle kwaad te maak, dus, ek nie van hulle verwijs sê, dan vergeet hulle van die bal. Dan fokus hulle op die ou. En vandag besef ek, of jy sê nou, sommer as 'n kind, iemand met 'n aslik het jy so gebore of so geslaan. Nee, jy verneem daai kind in die grond. Vandag dink jy daaraan. Hoekom laat die Here my daaraan dink? Is om dit voor hom te bely, om skoon te maak. To get rid of all the old junk in my lewe. Dis nie om ons te laat sleg voel nie. Dis my skoon te maak. Dis waarvoor Paulus sê, ons word vernuwe. Die Here werk in ons, sodat ons voor hom kom staan. Hy sê volmaak soos Christus. En ek dink as ek dit terugkyk en wat jy oor jou ma gepraat het en die tye in haar lewe was sy nie altyd goeie tye ook gehad het nie, en die laaste tyd is om ook te kan sê dat hy my kom skoonmaak het, dat hy my gereed kom maak vir sy hemelse koninkryk. Ja, ek is breekbaar, maar ek is ook sterk. Ek is vol moed, omdat ek ontdek ek is kosbaar vir hom, my naam op sy handpalms geskryf. Daarom het ek 'n toekoms as ek nie bang nie. Daarom kan ek oorstap in sy hemelse heerlikheid. Interessant. Paulus skryf, baie mense klou vas in die lewe, ons sal vir altyd lewe. Hulle wil nie dat gaan nie. En hulle kry swaar. En as daar iets gebeur, dan gee hulle die Here die skuld. God is onregverdig. Ek leef nie ter rol van onbeskof. Ja, as ander ouens wat erger is as ek. Kom die Here hulle nie bietjie by. Psalm 73. Hoekom moet ek hierdie pakkie dra deur my lewe? Hoekom moet ek 'n gestremde kind hê? Hoekom moet ek al hoeveel keer my werk verloor? Paulus kan terugkyk en sê dat hy weet dat God 'n doel het in dit alles.
Wat dit is, weet hy nie. Die doel is net, ek is daar. Jou swakheid word volbring deur my in my krag. Jy het 'n verlosser, en jy het 'n helper. En ons mag maar die vraag vra. Hoekom? Waarom? En dan skryf hy, in ons sig kan ons sing, met dankbaarheid vir wat die Here vir ons gegee het. Daarom gee ek nie moed op nie, kon Antonie dan ook sê. Daarom vertrou ek die Here vir my lewe, vir die 70 jaar, wat hy my dalk gegee het, om en by. Omdat hy ook vir my gesê het, hou moed, ek is vir jou. Ek weet nie deur watter trials jy op die oomblik gaan nie. Ek weet nie watter pakkie jy dra op die oomblik nie. Dalk is dit iets waarvan iemand weet nie, dalk is dit iets innerlik waarmee jy mens veg. Dit hoef nie altyd uiterlik te wees nie. Mag jy ervaar, ons is maar net kleipotte wat maklik breek. Krag op van God af. Met jou oog op die Here verwek. Want jy is op pad na die hemelse tuiste. Die Vader is besig om jou gereed te maak en jou te skaap. Soos hy ook vir Antoinette sou skaap. Dank die Here dat die woord vir ons hoop gee. Ook die pakkies, en die sit volgende mense voor my wat elkeen 'n pakkie dra. Net verskil in diepte. Dalk is dit 'n seer pakkie. Dalk is die verantwoordelikheid vir 'n klomp mense vat. Dalk is dit persoonlike sake. Maar tog is dit mense wat in U glo, Here. Vanoggend hoe kan hoor, die krag is van God. Al word ons geslaan, al word ons gemartel en gepyn. Al lei ons, God, dit is hy wat in ons werk na sy welbehaag. Daarom kan Paulus vir U die eer gee. Die Here gee dat elkeen wat vanoggend sug, ook sing. Dat die musiek van die lewe deur hulle sal vloei. Ook vreugde sal gee vir elkeen wat oor hulle val. Mag U naam verheerlik word in Christus word. Daar is 'n videoetjie wat ons nou gaan kyk nou. Dit is van Ouma se suster. Wat jy weet, my ma se ander suster is in Amerika, so is nou nie so wees nie, maar sy het dit boodskap gestuur, al maar hy vir my ma, so voor die klank is oké, jy kan hoor, so saggies. De familie en vrienden, familie, Boetie, Leonie, Koenie, Pieter, en ander wat saam met ons suster al laaste jaar of 2 of miskien 3 gevier het. Dankie dat julle hier is, dankie dat julle verstaan, dankie dat julle ons leer deel. Ons is dankbaar vir die lewe wat sy gehad het en ons is dankbaar dat ons deel van haar lewe kon deel. Hierdie noot is net om julle hartseer te deel. En te sê, ons is nie daar nie, maar ons is in gedagte by julle. Ons daarna verlang en ons sal by haar dink, sy bly in ons harte en ons is lief vir haar, alles sy nie meer by ons nie, ons onthou die liefde. Om 'n geliefde te verloor is om 'n deel van jou geskiedenis, jou verlede en ook van jouself te verloor. Antoinette het vir ons vreugde gebring ook. Ek onthou haar sin vir humor. Kon altyd 'n grapie maak en het lekker gelag.
baie fantastiese, goeie, talentvolle pianis, klavierspeler, kom die Engels uit, en sy kon 'n liedjie net hoor voor die klavier gaan sit en luister. En ons het dit geniet. Ek onthou aande as ons as kinders by die klavier staan, met pa met die gitaar, en ma en ek weet nie van Putin nie, maar hy het seker by ons gestaan en saam gesing, en dan het net die klavier gespeel. Sy kon ook baie mooi sing. En so het ek mooie herinneringe van haar as 'n talentvolle persoon, en ons gaan haar mis, ons gaan verlang na haar, en ons treur omdat ons haar weer die lewe nie meer sal sien, maar ons sien uit om die volgende lewe saam met haar te deel, en hoop lewe ons vorentoe sonder dank. Ek dink aan die blye versekering, en dis 'n Halleluja 210, probeer dan aan luister, en dink aan haar. Dankie. Ek gaan hier net maar kykie, maar dan gaan daar vandag sy gaan, so. Ek dink ek sal net begin om te sê, dankie te sê vir die en dankie te sê vir die Hemelse Vader dat hy waar gespaar het vir ons vir 70 jaar. Ek geloof nie bedank het dit gemakliker wees as jy alles lyk maar. Lyk daar nie. En vir die laaste 18 maande wat sy in die karre was, ons is baie dankbaar. Sy was 'n klippoot van ons af. Ons kon lekker saam kuier. Goeie tye gehad, koppe gestamp. Maar ja, baie dankbaar vir die tyd dat sy in die karre kon wees. Ek wil die Christo baie dankie vir die boodskap. Ek het die foto wys vroeër die week te sê, ek onthou al goed. Dit het 'n spesifieke plek gesit elke Sondag. Vriendelike vroukie, altyd geglimlag. En dit is ook 'n maasel onthou. Positief, vriendelike vroukie, maar sterk vrou. Moenie met haar moeilikheid soekie sê. Kort vrou, dit is weer uitsorteer vinnig. Anders oor, ek weet nie waar die personeel is hier so nie, maar my ma was ongelukkig gelukkig hier so. Sy het elke week vir ons vertel hoe lekker sy bly, hoe sy het geniet. Sy kon haar passie uitleef, die klavier speel. Baie gelukkig gewees. So baie dankie vir al die mense hier so, die vriendinne wat sy gemaak het, die personeel. Ja, baie, dit het haar tyd hier so baie spesiaal gemaak. En ja, so ek sê sy was baie gelukkig gewees. En al die familie, dit my skoonpa, baie dankie vir Persens, baie dankie vir julle, vir die bystand en ondersteuning. Dankie broer, vir Leonie, wat julle al die pad gekom het. Waardeer het baie dankie vir die boodskappe die laaste week, al die oproepe en al die bystand, dit het baie beteken en my baie gehelp. Anadie en Herman, met in Amerika is, hulle het my maar ongelooflik baie bygestaan die laaste tyd wat sy hier so was, ook maar finansieel, maar ook emosioneel, boodskappe, oproepe,
Ja, en ek weet dit baie waardeer. So dit en hulle ook baie dankie. En dankie vir die hulp dat ek die boodskap ook. Peter en ja. Dankie. Ja. Dankie dat julle gekom het. Graag gekom het en dankie dat julle altyd daar so was en altyd daar is. Ook as steeds pilaar in ons lewe. Ja, dan het al die familie, die vriende, allemaal wat uitgestaan het om te kom, baie dankie. Waardeer het. Al die boodskappe deur die week. Ja, baie dankie, so waardeer het. Dus dat kan dit nie woorde verduidelik, maar ja, ons waardeer het, baie dankie. Ek kan aan help. Baie dankie vir die mense en die vrou wat jy ook is. En ek daai tyd deur gesê my ma bly op die baie mense is dit ook geklaar het of ja, moeilik gewees het, maar aan die ander tyd is okay, maar begin ons verkeer die kamer en doen dit aankoms, ek weet dit is sê vir jou baie dankie. Baie dankie vir die goeie vrou wat jy is en dat jy my altyd ondersteun waar sal wat gebeur het. So. Ja, dan net laasens wil ek net my ma dankie sê. Dankie vir die mense wat sy was. Sy het altyd haar kinders weer stel. Tot op die einde as haar kinders die as alles is. Sy het gelewe vragloos. Letterlik. So. Ja, ons gaan haar mis. Maar ons weet sy is op 'n beter plek. So ja. Net jy, baie dankie almal. Dankie vir julle. Hi, my naam is Vicky. Maar Hans is nie knap. Vriende, ek wil nou die storie toe jy was klein gewees, maar het ons al per ongeluk uitgesluit in die huis uit. Het jy die venster vir die sleutel gegee en toe het jy vir die ewig gesluit. Sy sê sy kon altyd op jou vertrou en sy kon altyd slaap op jou. En sy was baie vir jou vertrou. En toe jy in matriek jou lisensie gekry het, was jy so opgewonde om jou lisensie te kry. Jy wou nie die hele tyd gery het, so maar altyd gesê, kry my brood of wel by die kafee. En nou, maar ek gesê jy is die wonderlikste man, vrou, vir Koenie. En sy kon nie vir het beter. Dokter gevra het vir die. En sy sê, jy was 'n rots. Jy is 'n rots. En sy is baie vir jou. En dan, Harold, ek was baie trots op jou. En sy het baie goeie goed gesê van Kortie ook. En onthou sy kyk vir jou nie. En sy is baie vir jou Saskia. En dan, so Vicky, man sê foute gemaak. En sy was baie jammer met dit. In die laaste 2 jaar het ons gepraat. En sy kon ons lekker hier een gordijn oor draai. Maar sy het geweet ons familie is sterk. Sy het geweet ons gaan haar vang. En sy is baie lief vir almal. En sy is 'n ma bygenaai. Sy is 'n tawe koekie. Sy het vir my gesê, ouma het altyd maar gesê ek nooit met die pyjamas in die kar klim en jou kinders gaan aflaai nie. Maar dan gaan jy afbreek met die vloer en dan gaan iemand jou moet help. En ek onthou, sy het my gesê, want jy is eigenlijk dat vies nodig wat met die seun, want seun en meis is anders. En sy het my gesê, Vicky, ek het al vir my seuns met die elleboog gekap. Dan raas ek met hulle, want hulle met klein soos kat die rond. En ek sê, okay, maar ek weet nie wat te doen nie. So ek wil net sê, baie dankie, dat julle ingesaam het aanhou. In die moeilikste tyd, 2 jaar, en dat jy daar was vir ons almal. En ek wil ook weet die vraag vir die skoolsystem nie.
En ek wil dankie sê vir almal ook wat julle vir Queenie en van Nel bygedra het. Ek wil Boetie, Tannie Renal, Tannie Leonie. En Donald, dankie vir daai mooi boodskap, daai pottebak. Dit was rarig, jy het 'n paar mense geraak vanoggend. God is goed. Baie dankie. Iemand van Brent altyd hier staan daar iemand wat nog iets wil sê. Dis die altyd. Goed, kom ons sluit af met die laaste lied nader my Poppy. Dit is 'n lied wat ek ouma Grootjie op haar sterkie gesing het in Woester in 1967. Onthou dit, ek was 'n kind in die huis. Ouma het van avond af gekom en kuier by ons. Baie mooi. Ga je staan? Ons is maar allemaal onder constructie. Soos 'n gebou onder constructie is. Ons kyk vooruit na die eindproduk. Mag daardie eindproduk wees tot verheerliking van God en loop. Die Here sal julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle sy vrede gee. Amen. Amen. Is welkom na die saal te gaan.